Goeiedag en baie welkom weer by jou Lewelig Dagstukkies, dag 311. Ons tema is om waarlik vry te wees. Johannes 15 vers 12. Dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Ware liefde sien nie tralies of titels nie, net mense wat God se beeld dra. Om waarlik vry te wees. In die film The Shawshank Redemption sien ons hoe 'n man wat uit die tronk vrygelaat word sukkel om sy voete in die samelewing te vind. Na jare agter tralies voel die wêreld buite vreemd, koud, amper te groot. Ek het onlangs gehoor van 'n kerk wat spesifiek bestaan uit mense wat uit die tronk vrygelaat is. Iemand wat daar besoek afgelê het gesê: die liefde en omgee in daardie gemeente was van die merkwaardigste wat ek nog ooit beleef het. Hoekom? Want hulle het iets in gemeen gehad, die tronk. Daar was geen ek is beter as jy nie, geen titels, geen status, geen maskers nie. In die tronk maak dit nie saak of jy prokureur of 'n petroljoggie was nie. Almal dra dieselfde klere, eet dieselfde kos, slaap in 'n sel met 'n nommer op die deur. Dis daar waar die gelykheid van menswees weer rou en eerlik raak. As kinders van God vergeet ons maklik daardie waarheid. Ons val vas in beroepsrolle, predikant, besigheidsman, ma, onderwyser, geroepene, en dan vergeet ons dat die Here nie op ons CV's fokus nie. Ons gemenedeler is nie ons suksesse nie, dis ons sonde. Ons almal was ook maar net gevangenes. Dalk nie agter tralies van staal nie, maar agter tralies van trots, skaamte, verslawing of vrees. Niemand kry 'n VIP pas omdat hulle meer geld of 'n beter storie het nie. Romeine 3 vers 23 sê: want almal het gesondig en ontbreek die heerlikheid van God. As ons dit onthou, word dit makliker om ander met deernis en liefde te benader, want ons is nie beter as hulle nie. Liefde oordeel ook nie. Jesus se liefde is onvoorwaardelik. Hy het mense aanvaar wat die samelewing uitgeskop het. Tollenaars, sondaars, mense met 'n verlede. Maar liefde en vryheid bring ook verantwoordelikheid. Vryheid beteken nie jy's beter nie. Dit beteken jy weet hoe dit voel om 'n gevangene te wees. En jy sal alles doen om ander wat nog in kettinge is te help om vry te kom. Onder leiding van die Gees leef jy nie meer vir aansien of erkenning nie. Jy leef om mense te sien soos Jesus hulle sien, nie soos die wêreld hulle etiketeer nie. Ons is almal uit dieselfde tronk gehaal, en elke keer as ons iemand anders oordeel of uitskuif, sit ons onsself weer agter tralies van selfregverdiging. Vrygelate gevangenes weet iets wat baie vry mense vergeet. Om vry te wees beteken om te onthou dat jy uit genade vergewe is. En as jy dit weet, word jou liefde sagter, jou oordeel minder en jou hande oop. Dan begin ons om God se liefde prakties met groot nederigheid uit te leef. Liefde wat mure afbreek en mense bymekaar bring. 'n Hart wat onthou waar dit vandaan kom, kan makliker ander omhels wat nog soek. Iets om oor na te dink. Hoekom dink jy sukkel ons so om as vry mense te lewe? Wat kan ons doen om meer daar te wees vir ander mense? Hoe gaan jy vandag begin om ander te help om ook vry te kom? Here, dankie dat U my vrygemaak het uit my eie tronk van trots, vrees en skuld. Leer my om ander lief te hê soos U my liefhet, sonder vooroordeel en sonder voorwaardes. Amen. Hoe meer ons onthou waar ons vandaan kom, hoe groter word ons dankbaarheid vir God se onverdiende liefde en genade. Mag die Here jou ryklik seën. Liefdegroete, Sjaal.
Om elke dag 'n dagstukkie van Lewe Lig per WhatsApp te ontvang, is jy meer as welkom om net jou naam en nommer te stuur na die nommer wat hier vir jou aangedui is. Jy is ook meer as welkom om ons Lewe Lig Gemeenskap Facebookblad of ons Lewe Lig Gemeenskap YouTube kanaal te besoek. Shalom.